Goeiemôre my geliefde broeders en susters. Elke moeder die ek nog nie gesien en gegroet het nie, gelukkige Moedersdag. Ek glo die kinders gaan julle vandag spoil. En aan die kinders wat ek sê, moenie net wag vir Moedersdag om julle ouers te spoil of ma te spoil nie. Jy weet, ons gaan deur baie dinge. Ons gaan reg vir julle. Ons probeer alles doen om die lewe vir julle gemaklik te maak. So ek bid en vra dat julle ook julle deel doen. Jy weet, julle sien my en julle dink seker, ja, die ma het alles is loop net perfek vir haar. Maar om 'n ouer te wees, om 'n ma te wees, dis nie maklik nie. I had my share of heartache. Julle ken Kaiden se, of meeste van julle ken Kaiden se testimony. Frit was 'n angel. En ek gedink, okay, my betoers, gaan nou lekker dieselfde wees, nie? Maar nommer 2, sjoe, mensdom, hy het my dae gegee. Maar, ja, vandag staan ek hier met 'n dankbare hart. Want as ek die Here was nie, ek wil nie ouers sê, as julle kinders 'n bietjie huil waar jy is nie, as julle kinders van die pad af is, nie opgee op hulle nie. God gee nie op ons nie, nee. Liewe maas, julle kan nie julle kinders alleen groot maak nie. Dis wat ek geleer het. Julle kan nie alleen julle kinders groot maak nie. Ons het vir God aan ons kant om my kinders groot te maak. Daardie kinders is in jou hande geplaas. Moet hulle nie vir die wêreld gee nie. Wat ons moet doen, offer ons kinders aan die Here op. En ek het geweet die duiwel gaan probeer nie, maar what if God says, I am you, you will leave it now in the line and you'll come and they find that one. En as jy wat kinders hier, hulle op die regte pad, nie op dit nie. Die duiwel is lustig. As hulle op die regte pad is, moet hulle eers bid, nie ophou nie, bid hulle kreëer. Die duiwel is nie tevrede nie, hy gaan veg, maar dit gaan vir ons as ouers kos om te staan op die naam van die Here en om te bid, kinders deur elke situasie. En moenie net vir jou kind bid nie. Ek sien almal hierdie kinders hier as my kinders, weet? Dat ons vir mekaar se kinders bid, dat ons vir mekaar bid, dat ons hoop vir die kinders wat in die gemeenskap is. As ek so rondkyk en daar in die area van ons, my hart is seer, want ek dink is jong kinders wat laerskool is, wat hulle sit op die hoeke van die strate, waar is die ouers, bid kan ouers self vir die kinders, so as daar nou 'n biddende ouer is, laat ons as biddende moeders vir die kinders bid. God het 'n plan vir hulle, ek glo dat niemand is hier net by 'n mistake nie, God het 'n plan vir ons. Ek moet verskoning vra nie, ek het nie 'n Moedersdag boodskap nie. En gewoon ek het geworstel met die Here. Gesê ek moes nou 'n lekker Moedersdag boodskap sê, 'n Proverbs nie boodskap. Ek het selfs gesit en 'n preek uitgewerk. Die Here het 'n plan. Die Here sê my, elke keer bring my terug na dieselfde tema toe. En die Here maak nie 'n fout nie. Ek sit daarin. Ek is eintlik gefrustreerd met die Here. Here, hoe kan jy vir my die woord gee? Maar die Here praat eers met my. Ek glo dat die Here eers met my praat voordat hy voordat ek die woord kan oordra. En natuurlik kan julle raai wie het gewen. Hier staan ek nou voor julle met die tema wat die Here my gegee het. En ek staan net hier as 'n eenvoudige skepsel. Ek is niks as ek nie die Here aan my kant het nie. En ek wil net as mondstuk vir God optree. En ons teksvers kom vandag uit Matteus 25, vers 14 tot 28, 'n baie bekende teksvers, en ek weet julle gaan sê, maar ons het hierdie teksvers al gehoor, maar ek glo dat God gee 'n vars woord elke keer as ons rondom sy woord vergader. En julle weet, God is so getrou, ons het so pas gesing, kan God ons vertrou, en dit is die tema wat die Here van my gegee het. Kan God ons vertrou? Kan God my vertrou? Kan God julle vertrou? En die Woordeboek sê, dit is 'n gevoel dat jy iemand kan staat maak. Geloof in die betroubaarheid van 'n persoon of saak. Dit is soos ons wat in 'n taxi klim. Jy vertrou dat daardie drywer of daardie Uber-drywer, hy gaan jou op 'n plek sit waar jy wil wees. Jy vertrou, jy ken hom nie eens, maar jy vertrou daardie drywer om vir jou veilig te neem na daar waar jy wil wees. En ons het gesing nou, kan God jou vertrou, moet jy werklik maar gedink aan dit.
Kan God ons vertrou met dit wat ons het? Kan jy vir ons vertrou? As iemand deur moeilike omstandighede gaan, dan is ons geneig om te sê, ag man, moenie worry nie, moenie bekommerd wees nie, alles gaan uitwerk, jy moet net vertrou op die Here. En in die Bybel is vertroue een van die belangrikste kenmerke van geloof. Om te glo, as om jou vertroue in God te plaas reg, so vertroue en geloof gaan hand aan hand. En ons weet tog dat ons altyd op God kan vertrou. Hy sal ons nooit in die steek laat nie. Hy sal ons nooit alleen laat nie. En God is ook nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Sy beloftes kom hy altyd na en sy woord is ja en amen. So, hy doen sy deel van vertroue kant. Maar kom ons flip die kooi nie. Julle sal met my saamstem dat in enige verhouding, maak nie saak of jy getroud is, wat in die huwelik is, ma en kinders, jou werk of jou vriende nie. Vertroue is belangrik. Of een party afkom nie. Vertroue kan nie slegs vanaf God afkom nie. En ons het toch 'n verhouding met God. So, ons moet ons deel doen, sodat God ook sy deel kan doen. En dit bring my terug na ons teksvers. Matteus 25 van vers 14. Want dit is soos 'n man wat op reis wil gaan en sy diensknegte roep en aan hulle sy besittings toe vertrou. En aan die een gee hy 5 talente, en aan die ander 2, en aan die ander 1, aan elkeen na sy vermoë. En hy het dadelik op reis gegaan. En die een wat die 5 talente ontvang het daar gaan werk en 5 ander talente gewin. Net so het die een wat die 2 ontvang het, self ook 2 ander verdien. Maar hy wat die 1 ontvang het in die grond gaan begrawe en geld van sy heer weggesteek. En na 'n lang tyd het die heer van daardie diensknegte gekom en met hulle afgereken. En die een wat die 5 talente ontvang het, kom en bring 5 ander talente en sê, meneer, my 5 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 5 ander talente daarby verdien. En die heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg, oor weinig was jy getrou, oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat die 2 talente ontvang het, kom ook en sê, meneer, 2 talente het u aan my toevertrou. Hier het ek 2 ander talente daarby verdien. Sy heer sê vir hom, mooi so, goeie en getroue dienskneg. Oor weinig was jy getrou, en oor veel sal ek jou aanstel. Gaan in die vreugde van jou heer. En die een wat die 1 talent ontvang het, kom ook en sê, meneer, ek het u geken dat u 'n harde man is, wat maai waar u nie saai nie, en by mekaar maak waar u nie uitgestrooi het nie. Omdat ek bang was, het ek gegaan en u talent in die grond weggesteek. Hier het u wat aan u behoort, maar sy heer antwoord en sê vir hom, jou slegte en luie dienskneg, jy het geweet dat ek maai waar ek nie gesaai het nie, en by mekaar maak waar ek nie uitgestrooi het nie. Daarom as jy my geld by die wisselaars gestort het, en ek sou by my koms wat aan my behoort het, met rente ontvang het. Neem dan die talent weg van hom, en gee dit aan die een wat die 10 talente het. So ons het nou gelees dat daar was hierdie ryk man, en hy kon nie sy besitting saam kom neem nie, en hy kon dit nie net daar los nie, want hy moes toch weer terugkom na sy woning toe. En hy roep hierdie 3 diensknegte van hom, en verdeel sy besittings tussen hulle, na elkeen sy vermoë. Dit sê vir my dat hierdie meester het sy werkers geken, hy het geweet waartoe elkeen van hulle in staat is, hy het nie vir die een meer gegee wat hy nie kon hanteer het nie. En hy moes hulle natuurlik vir 'n lang tyd opgehou het, gekyk het, maar wat doen julle met my tyd? Maar hulle werk moes vir hom, so dis sy tyd, verdien julle dit, of die geld, die lone wat ek vir julle gee, verdien julle dit. En let ook op dat, hoe akkuraat het hierdie meester sy besitting, sy bates opgedeel, of hoe korrek hy dit opgedeel het, want die eerste 2 dienaars bewys self getrou. Hulle is verbind daaraan om die gawes wat aan hulle toevertrou is te bestuur vir die tydperk wat hul meester weg is. Hulle wy hulself toe aan die werk en sien hoe hul skatte stelselmatig groei en verdubbel. Hierdie 2 het goeie rentmeesters behou wat aan hulle gegee was. Maar dan kry ons die een wat net die 1 talent gekry het.
En wat maak hy? Soos baie van ons, hy gaan begrawe dit. Diep gat gaan sit dit daarin. En die Bybel verwys na talent as aanvanklik na 'n eenheid van gewig en geldeenheid, 'n aansienlike bedrag geld vir al edelmetale. En ja, hy gaan begrawe dit. En sover ek weet, word daar slegs sade begrawe of sade geplant, sodat daar nuwe bome kan kom, nuwe plante, nuwe blomme, wat ook al. Maar jy kan nie geld in die grond gaan sit en verwag, daar moet iets uitkom nie, daar gaan niks gebeur, jy gaan wag, jy gaan vir jou blou wag, niks gaan gebeur nie, daai coin wat jy daar in die grond gesit het nie. En hy besluit, maar, okay, ek gaan dit nou in die grond sit. En dalk het hy gedink, ja, die baas is nou met vakansie, so ek kan ook met vakansie gaan, ek gaan nou daardie coin gaan, ek weet in die grond sit, vergeet daarvan. En wanneer die baas terugkom, gee ek nou net om sy coin terug, ek het dat opgepas, dalk het hy goed gevoel oor homself. Maar ek dink daar was baie dinge verkeerd met hierdie ou. Onder andere, hy was onbetroubaar, onaanspreeklik, hy was 'n lui, sy meester sê self vir hom hy is lui, glad nie ernstig met sy werk nie, en ek dink selfs 'n bietjie trots. Want hy kon maklik na die ander twee gegaan het en gevra het, maar wat gaan julle met julle talente doen? Kan ons nie 'n plan beraam dat ons gaan saamwerk, dat dit kan groei, en wanneer ons meester terugkom, dat ons dit dan saam vir hom kan teruggee nie. Ek meen, hy het toch toegang gehad tot mense wat resultate kan lewer, maar hy besluit, nee, ek sien nie kans nie. Hulle twee het aangegaan, die twee wat die 5 en die 2 talente gekry het aangegaan met hulle werk, asof die meester nog steeds daar was. Hulle het nie iemand nodig gehad om oor hulle skouer te kyk om te sien, maar doen jy jou werk, soos wat ek jou geleer het nie. En al 3 van hulle is deur dieselfde meester opgelei. Dit sê vir my, dat hierdie man, hy het glad nie geluister nie, al die tyd wat hy onder die meester gewerk het hy glad nie geluister, hy het maar die minimum gedoen. En baie keer is ons ook dieselfde, ons luister, maar ons hoor nie, die ou mense het altyd gevra, wat is jou ore, wat is dit in jou kop, luister jy, nie? So baie keer dan val ons in dieselfde trap, ons hoor iets, maar en ek glo dat hy het ook beledig gevoel, omdat hy slegs 1 talent ontvang het. Dalk het hy gevoel, hy verdien die 5 talente. Maar hoe dit ook al sê, hierdie meester het sy diensknegte vertrou, maar almal het nie resultate gelewer nie. En geliefdes, ek glo met my hele hart, dat daar is soveel wat hierdie Here, die God wat ons dien, in hierdie seisoen wil openbaar aan ons. God wil groter dinge in ons lewe doen, hy wil vir ons deure oopmaak. God is 'n God van groot genade, God is 'n God wat ons toevul, God is 'n God wat, hy laat ons nooit alleen nie, hy wil ons seën, hy wil hê ons moet prosper, maar God vra vandag, van jou en van my, kan ek jou vertrou om goeie rentmeester te wees? Kan God jou vertrou met al die seëninge wat hy instoor het vir jou? Dalk is hier sommiges van julle wat 'n bediening begeer, nee? Maar God sê, vra vir jou, kan ek jou vertrou met die bediening wat jy so begeer? Of dalk het jy 'n bediening, maak nie saak dat uitreiking is, feeding scheme, evangelisasie nie, maar jy bid tot die Here en sê, Here, brei dit uit vir my, gee vir my, laat dit groter word. Maar die Here vra, kan ek jou vertrou om te volhard in dit wat ek vir jou gegee het? Kan ek jou vertrou om consistent te wees? Kan ek vir jou vertrou om die pad eintyd te loop? Dis wat God vandag vir my en vir jou vra. Jy gaan ons vra. Ek soek meer geld hier, want ek wil in die koninkryk werk. Jy lieg, man. Nee, Here, ek soek 'n werk, want ek wil vir u gee. Ek sê jy lieg. Kan God jou vertrou met dit wat jy vir hom vra? Baie kere gee God vir jou werk, jy kry daai meer geld, maar jy, liewe broeders en susters, jy mismanage dit. Jy het dit nou, God het jou gegee wat jy gevra het, en nou sukkel jy. En die eerste ding wat jy doen, jy weier om tiendes te betaal. Jy vergeet dat jy dit gevra, jy vergeet dat God het jou daai werk gegee, jy vergeet dat God het daai geld vir jou gegee, maar nou draai jy jou rug op die Here. Nee, God kyk, liewe broeders en susters, hoe ons lewe bestuur. En ek wonder, is God tevrede met my? Is God tevrede oor hoe ons lewe lei? Baie keer dink ons nie aan hierdie dinge nie. En ons wil net hê, God moet net gee, hy moet net gee, hy moet net seën. Here, seën my. Here, ek kom, Here,
in my stikkenis, ek kom voor U, Here, en ek bid my God, Here, verander my situasie. Here, gee vir my die omstandighede wat ek in is, ek wil dit nie hê nie, Here, gee vir my iets beter, Here. Here, genees my, Here, droog my trane af, want ek wil nie meer sad wees nie. Here, ek wil nie meer die mens wees wat ek is nie. Maar wat doen ek in U? Doen ons iets om dit te verdien wat God vir ons gee. God vertrou nie mense wat hy nie getoets het nie. En dit weer, sy vertrou nie mense wat hy nie getoets het nie. En God gaan jou toets. Elke dag is 'n toets vir jou. Kan God jou tot die einde toe vertrou? Kan hy jou vertrou wanneer jy niemand is nie en hy verhef jou? Kan jy jou vertrou om hom nogtans te dien in waarheid en in gees? Kan God jou vertrou wanneer dit voel of jou hele bestaan omgekeer is? Gaan jy hom nog dien en eer terwyl jy in daardie chaos sit? Kan God jou nog steeds vertrou wanneer jou bankrekening leeg is, jou huislening moet al betaal word? Kan God jou vertrou om hom nog steeds te dien? Of dien jy maar net vir God, vir wat hy vir jou kan doen? Kan God jou vertrou wanneer die vyand jou huwelik wil verwoes? Of wanneer jou kinders teen jou rebelleer, kan God jou nog steeds vertrou in daardie tyd? Kan God jou vertrou wanneer jou baas jou werkslading verdubbel, maar jou salaris bly dieselfde? Gaan jy nog steeds jou 100% gee vir daardie baas van jou? Kan God jou vertrou met dit wat hy in jou hande geplaas het? En liewe mamas, ek glo dat die kinders wat die Here vir jou gegee het, hulle is kosbare besittings, dit is jou ministry. Kan God jou vertrou om hulle op te voed, om Godvreesende jong mense te word? Sommiges van julle sal dalk vandag sê, ja vir alles, ja Here, ek kan my vertrou. Ander is dalk nie so seker nie. En dan is die wat eerlik is soos ek. En ek sê, nee Here, ek is nog nie op die plek waar ek moet wees nie. Ek kan beter doen, Here. Ek moet beter doen, Here. Jy weet, ons is net hier, net vir 'n sekere tyd, maar daar is die hiernamaals, dit is waarna ons moet strewe. En ek wil beter doen, sodat God my kan vertrou. Ek het Dawid, die seun van Isaai, gevind, 'n man na my hart, wat al my welbehae sal doen. Ken God jou so om jou 'n man of 'n vrou so na sy hart te noem? Aan Dawid is die ewige heerskappy gegee. Ons kan dit ook bekom, maar ons moet gehoorsaam wees. Ons moet alles doen wat God ons vra om te doen. Dit maak nie saak hoe moeilik dit vir jou dalk lyk nie. Ons moet weet wie ons is in die Here. Ons moet weet, maar God is in my, so niks gaan te moeilik wees vir my nie. Al voel dit vir jou, maar Here, ek is maar net nietig, Here, ek praat nie by in die Here. Ons moet vertrou op die Here, en die Here sal op ons vertrou. Ons moet soos Dawid weet hoe om by God vergifnis te smeek. In alle omstandighede moet ons God loof, ons moet hom prys. Ons moet nederig bly en geduldig wees, want alles gebeur tog in God se tyd. En alles, en ek bedoel alles, moet ons God se aangesig eers soek. As jy besluite wil doen, gaan jy op jou knie en vra vir die Here, raadpleeg hom oor daardie besluite. Want as jy 'n verkeerde besluit doen, dink net, dan moet jy weer om myself te berg gaan. En jy wil nie elke keer om myself te berg gaan nie. Vertrou die Here met jou lewe. Niemand gaan vir jou opkom soos die Here nie. Niemand is daar vir jou soos God die Vader nie. Het maak nie saak om ons dit in lippe taal. Dit moet hier uit ons harte uitkom. Dit moet diep in ons harte uit. Ons moet dit glo. Dit gaan immers alles oor God en oor niemand anders nie. As ons al ons vertrou in God plaas en wandel in sy weë en doen soos hy sê, dan sal God tevrede wees met ons en hy sal ons vertrou. Hy is die eienaar van ons lewens. Ons lewe behoort nie aan ons nie. God het verwagtinge en wanneer hy weer gaan kom, dan sal hy gaan weer kom. Dan sal hy wil weet, maar wat het jy met daardie talente gedoen wat ek in jou hande geplaas het? Het jy het begrawe? Het jy gewoeker daarmee? Het jy vir my siele gewin? Dis waar dit aangaan. Het jy siele, wat is in my boom van jou? Gaan ek net blare kry? Of gaan ek 'n vrug kry tussen al die klomp blare? So die Here, jy gaan accountable wees. Jy sal moet antwoord. Ons vertrou dat God is, almagtig, vol van barmhartigheid, genade en ewige trou. En God vertrou ons om sy kinders te wees, afhanklik van hom alleen, lewendig in sy woord en groeiend, om hom lief te hê
en om 'n verhouding met hom te hê. So vandag het die Here aan een en elke van ons nog 'n kans. Gaan ons besluit om te verander die weë waarop ons is. Gaan ons besluit om die Here te vertrou in alles en gaan ons alles doen wat in ons mag is, sodat die Here ook vir ons kan vertrou. Ek staan hier en hy woord het my so getref nie. Ek het vir die Here gesê, Here, maar ek kan nie die woord bring nie. Ek voel nie waardig nie, maar die Here al aan, jy weet, Charles het al gevra vir my, maar wat gaan aan? Maar ek kan nie vir hom sê nie, want die Here het dit aan my toevertrou. Die Here wil kyk, kan ek jou vertrou om dit wat ek jou gegee het, kan ek jou vertrou om dit vir jouself te hou. My broers en susters, dit is wat die Here op my hart gelê het. En ek bid dat ons die regte stap sal doen. Laat die Here tevrede wees met ons lewens. Jy hoef nie perfek te wees nie, Dawid was nie perfek nie, ek is nie perfek nie. Maar ons kan strewe om in Jesus te wil te wees. Amen.